As jou wekker miskien nou net afgegaan het, lucky fish, môre, lekker om jou saam met ons te hê. Hierdie is Goeiemôre, good morning. Ek is Arnold Geerts en ek gesels nou volgende met die hoof van die Stellenbosch Akademie van Sport, Ernst Joubert. Ja, natuurlik, jy sal vir hom onthou as een van daai viervreter losvoorspelers van alle tye. Ernst, hartlike goeiemôre, baie lekker om jou saam met ons te hê, ou maat. Eerstens, hoe het Ernst Joubert in hierdie posisie opgeëindig na al jou speeltyd by die Leeu's en by Saracens? Arnold, baie dankie. Dis lekker om hier by julle te wees en dis my wonderlik om uit te vind, so pas ek 'n bevordering gekry, want ek is die hoof van die rugbybeen. Neil de Kok is nog steeds die hoof van die Stellenbosch Academy of Sport, maar ek is by Saracens weg en daai tyd was Remgrow aandeelhouder gewees en my laaste kontrak was deel om 'n oorbruggingsjaar eintlik by Remgrow te doen nadat ek klaar maak met rugby en ek het dit gedoen by Remgrow en Remgrow besit ook die Stellenbosch Academy of Sport. Ek het na 'n jaar by Stellenbosch Academy of Sport begin en ons het basically skoon papier gehad om met 'n rugby afdeling te begin en ons het koppe bymekaar gesit en rugby akademies begin en rugby programme begin skryf uit die fasiliteit uit. Nou Stellenbosch Academy of Sport is eintlik 'n high performance sports hotel. Ons kry groepe van reg oor die wêreld af wat by ons kom bly, maar binne in die fasiliteit self het ons 'n rugby afdeling wat akademies en sport en rugby programme aanbied. En dis maar waar ek in die prentjie gekom het om beheer toe van dit te vat. Maar jy is mos maar eintlik 'n seun van daai deel van die wêreld, nie waar nie? Ek het seker 'n bietjie redelik rondgetrek in my lewe, maar ek is van Ceres af Nelspruit toe my laaste skool daar op Stellenbosch en nog gestudeer hierso voor ek toe nou weer terug Johannesburg en Engeland toe is. So dit is lekker om terug te wees en dit is eintlik nou al 10 jaar, dit is eintlik skrik of angswekkend om te dink is al 10 jaar vandat ek laas rugby gespeel het. Ek sal nie sê ek mis die game raak redelik taai en die ouens duik mekaar hard raak, so ek sê ek mis daai deel nie, maar ek dink die feit dat ek nog steeds in rugby is, gee dan vir my ten minste daai gevoel dat ek nog in die sport bly, dat dit vir my lekker is. Ek dink dis sekerlik een van die moeilikste dinge om uiteindelik weg te stap van 'n ding wat vir so lank jy was. Hoe moeilik was dit vir jou om weg te stap daarvan af? Ek dink ek was bevoorreg genoeg om op my eie terme klaar te maak en as gevolg van my ouderdom. So ek dink ek het tot 35 gegaan. Ek dink ek is destyds as ek Engeland toe op die ouderdom van 29 met die gedagte dat ek seker 'n jaar of 2 nog gaan speel. Die foto's bring nou eintlik lekker memories terug. En ek het toe langer gespeel as wat ek regtig gedink het. In Suid-Afrika het jy nooit in jou lewe gedink jy sal tot op 35 toe rugby speel nie. En ek het op 'n punt gekom wat ek besef ek het bereik wat ek gaan en ek het 'n wonderlike tyd op die veld gehad. Ek het fantastiese vriende gemaak. Ek het ongelooflike memories. Maar ek het besef dit is op tyd om aan te beweeg en ek het 'n great geleentheid gekry en ek ken Minkie en die gesin wat altyd terug Suid-Afrika toe trek. So as jy dan met jou rugby loopbaan klaarmaak in Engeland en jy kry die geleentheid om na jou pragtige land toe terug te trek, dan is dit dan wonderlik. So dit maak dit dan sienlik makliker. Ek moet sê ek het self gekyk toe ek my huiswerk gedoen het. Dit is moeilik om te glo dis 2015 toe jy held geroep het, maar ek wil jou terugvat na 'n wedstryd waar ek by was waar jy ten die Leeu's uitgedraf het vir die Leeu's, dis nou die Britse Leeu's, vir die Leeu-span daarop by die ou Ellis Park. Ek onthou dit as 'n ongelooflike taai wedstryd. Wat onthou jy van daai een in besonder? Dis eintlik toch als gemengde gevoelens, Arnold, om rede, eerstens, het was my laaste wedstryd, daar was baie veranderinge die week voor die tyd by die Leeu's, ons het van afrigters verander, daar het 'n nuwe afrigter ingekom met die gevoel dat die ouens wat nie meer by die Leeu's gaan wees nie teen die Britse Leeu's gaan speel nie, ons het gevoel, ons was 6,5 jaar daar en ons het graag die geleentheid hê, so ek is toe gelukkig uiteindelik op die bank gesit en dit was 'n taai wedstryd. Ons het die wedstryd redelik ver verloor, so dis nie hoe mense jou swanesang met die Leeu's sou eindig nie. Maar wat eintlik nog as die snaakse storie daar is agter die skerms is toe ek Saracens toe gaan, toe daar was op die stadium Brendan Venter het ingekom, hulle het baie van die Engelse spelers laat gaan, hulle het heeltemal nuut oorbegin en hulle het 'n klomp nuwe Suid-Afrikaanse spelers ingebring. So toe ek daar aankom, toe in die media daar wat eintlik aangegaan het was,
Hulle het gesê, hoekom sal Saracens 'n speler teken wat vir 'n span speel wat 70 punte teen die Britse Lions kry en hy kan nie eens in die starting line-up kom nie. So die politiek agter die skerms het eintlik amper groot invloed op my begin daar by Saracens gehad. En maar gelukkig hopelik met tyd kon ek hulle dan hopelik bietjie verkeerd bewys toe ons daarom begin bekers wen, maar dit was 'n ongelooflike voorreg om teen die Britse Lions te speel. Ek meen en ek het 'n wonderlike tyd by die Lions gehad. Natuurlik sou mens met 'n wen wou geëindig het, maar ek het net wonderlike memories van die Lions daar en dit was regtig, ons is 'n kleidkom vriende, ons almal praat nog mekaar, so dis regtig fantasties. Ernst, ek is werklik waar baie geïnteresseerd om te hoor, as jy sê jy skryf daar by Stellenbosch 'n rugbyprogram, wat is dit in die waarheid? Verduidelik vir ons kykers, hoe bepaal julle dit en waar gaan dit op pad heen? Ons het Arnold, so 'n paar jaar terug, in 2017 het ons besluit om te sit en besef, daar's ons 'n leemte tussen gekontrakteerde seuns wat na skool klaarmaak en 'n ou wat nie noodwendig 'n kontrak kry nie, maar kom ons sê maar jou late bloomer is. En ons het 'n rugby akademie begin vir seuns wat na skool klaarmaak, 19, 20 jaar oud is, wil nie noodwendig weet nog nie 100% wat hy wil studeer nie, hy wil so 'n bietjie van 'n gap jaar vat en hy wil net op rugby fokus om dit net so 'n finale kans te gee om te kyk of hy goed genoeg is en of hy gaan ontwikkel. So ons het 'n high performance program geskryf wat in 5 maande totaal al eet, slaap, droom rugby, soos jy professionele rugby speler sal wees, jy bly in SAS, jy eet, jy oefen. En die program het klein begin. Ons eerste jaar was ons 18 spelers, en ons is nou amper 10 jaar later op 52 spelers. Ons het nou ons het partnerships met die Bulle, so hulle sit 5 spelers in, Boland sit 5 spelers in die WP, volgende jaar gaan 10 van hulle gekontrakteerde seuns by ons insit vir die eerste 5 maande, en dan ons spelers van reg oor die wêreld af, en nog natuurlik seuns wat hulle self glo hulle is goed genoeg. So ons funksioneer as 'n span, ons bly SAS, ons is 'n span saam, ons doen dit tot Junie toe, en dan het ons presies dieselfde 'n sewersprogram wat dan na Julie begin tot November toe en hulle is nogals redelik naby die Blitsbokke ook, so ouetjies wat geleentheid sien, Ernst, ek is bevrees ons sal hom daar moet los vir nou. Ongelukkig, ek sal vir ure met jou hieroor kan gesels, maar die Stellenbosch Akademie het beslis die resep vir wat nodig is en dit is sukses. Maar gepraat van resepte, een van die wêreld se grootste restaurante het sopas hul geheime resep gedeel. Roseanne, vertel ons asseblief meer. Yes, Arnold, KFC's big secret is out, but it is not the secret to the 11 herbs and spices. No, we don't know that yet. It's the recipe to end child hunger. They have open sourced their blueprint for Add Hope. It's a 16-year-old initiative that is also South Africa's largest non-governmental feeding program. And here to tell us more is Andra Nel. She is the head of corporate affairs. Andra, thank you so much for joining us this morning. Well, I can't think of a better way to start the day. So thank you so much for having me. Why would you change something that's obviously working? So I think for 16 years, Add Hope has been making the most incredible difference. And, you know, we're very proud of the work that we've done. We've served 320 million meals. We've got 3,000 feeding centers operating every single day. We've raised 1.2 billion rand. And we're very proud of that. But if we take into consideration that 23% of kids in South Africa do not know where their next meal is going to come from. 2/3 of households are food insecure, and that food security is at the lowest level since 2012. I think we had to come to the sobering conclusion that it's simply not enough. So we had to do things differently if we're going to make a meaningful difference in the future. So tell us a bit more about the biggest hunger hack. So it started off as an initiative to go, you know, sometimes you have to realize that what got us here is not going to get us to our next. If we want to really scale this and make it even more meaningful, more impactful, reaching the 12 million kids that need it, we're going to have to get people together to, you know, collaborate and make a difference. Now, Add Hope is based on the principle of collaboration. Started off with KFC making its own donation. Then we gave our customers the opportunity to add 2 rand every time they come to buy the world's best fried chicken. And together we've done a lot. So we wanted to continue harnessing on the spirit of collaboration and say, okay, let's invite the brightest, youngest minds in this country to help us make it even more resilient, even more scalable, even more impactful. So we invited 60 kids, the Gen Zs of the world, to hack Add Hope, to go, how do we make this even better? And oh my gosh, these kids absolutely blew our minds. They operate from a spirit of this is possible. They're not constrained about how things have been done in the past. And
And I think they just brought such a fresh perspective. They believe we can solve hunger. And they made me believe too. KFC is a massive corporate, huge, best fried chicken. Why even get involved in something like this when you guys could just go like, oh, you know what, it's okay. Everyone loves our chicken. Let's just be complacent about that. Well, this past week, we opened our 1,500 restaurants on the continent. We are incredibly proud of the 1,500 mark. But we believe that as a corporate, business cannot succeed in societies that fail. So at the core, while we're all about feeding people, our purpose is about feeding people's potential. So we want to intentionally invest back into the communities we operate in. And when you think of hunger being the gatekeeper to the potential of the kids and the future of our country, that is where it starts going wrong for every young person in this country. That is the core for us. So we want to be a part of this, and we want others to collaborate with us. So yes, we're giving you the blueprint. If you want to go repeat it, by all means, we're not gatekeeping, because we believe it's a solution and not a secret. But actually, even better, please collaborate with us. Let's do more together. When are we going to find out what the 11 herbs and spices are? Please, it's been years now. I'm 43, like my time is running out here. Well, there is a place where you can still get the secret recipe every single day. But we believe this is the secret recipe that the world really needs. And that's how we start making a meaningful difference. That is so unbelievably special. Thank you so much for coming to join us this morning on Goeiemorgen. Good morning. Thank you for your time. That's Andra Nel, Head of Corporate Affairs at KFC. Stay tuned, because right after this, we'll be taking you on a tasting tour of India and catching up with the singer Elvis Blue. So stay just where you are. Goeiemorgen. Good morning.